God is hier teenwoordig. God is hier. God is. God. Amen. Dis baie lekker om julle te groet. Hartlike goeienaand op 'n Sondagaand. Ek herinner myself dat 'n Sondagaand mos baie mense se nie gunsteling aand van die week is nie. Die week lê voor en 'n mens weet dat daar 'n paar dinge is om te hanteer. Ek herinner my ook daaraan dat Jesus na sy opstanding juis aan sy disippels op 'n Sondagaand verskyn het en vir hulle gesê het, vrede vir julle. Vanaand op Pinkstersondag sê Jesus dit vir die erfdelers deur sy Gees, vrede vir julle. Ek gaan vanaand saam met julle lees uit Romeine hoofstuk 8, die sentrale gedeelte waarmee ons besig is in die reeks. Dankie Dewald en Emiel vir die eerste skyfie in sy spore. En ons het nou vanoggend al reeds gepraat oor die eerste sug en hoe die eerste sug van die skepping in versigtiging, in verwagting ons eintlik vrymaak van ons skuld en skuldgevoelens en spyt. Ja, jou vriendie waar dat spyt nooit te laat kom nie, omdat God sy spyt aan ons kom wys het aan die kruis. Vanaand 'n tweede sug, as ons gaan saam lees uit Romeine 8, en ek gaan die eerste sug lees, vers 22 en dan vers 23 daarmee saam. Vers 22, Romeine 8. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ek gaan begin deur eers vir jou te vra, soos wat ek vanoggend gevra het, waaroor voel jy skuldig, is jy spyt? Om vir jou te vra, wat het jou vanmiddag laat opstaan na daardie lekker middagslaapie? Wat gaan jou môreoggend laat opstaan? Wat is jou motivering om die week in te stuur? Miskien dalk 'n uitsien van 'n komende vakansie by die kinders in Australië. Dalk kleinkinders wat vir die wintervakansie by julle kom kuier. Dalk die besigheid wat goed doen en waarvoor jy nuwe planne het. Dalk jy besef dat dit wat jy en jou vrou tans in die tuin doen, hierdie week in wintertyd nuwe dinamika, nuwe momente moet kry. Ek sou baie graag by elkeen van julle wou hoor wat jou dryf in die week in. En tog, soos wat dit aand word buite, op 'n Sondagaand in die week voor ons lê, dink ek ons almal is diep bewus daarvan dat die week my laaste week kan wees. Ons het vanoggend daaroor gesels. En dit lê in ons woorde. Ons sê vir mekaar, ek is doodmoeg. Ons sê vir mekaar, my liefde vir jou het dood gegaan. Ek is dood ernstig. Julle hoor, ons elkeen se bewusheid van die lewe
wat maar 'n asem lank is. En dit word gedra deurdat ons weet dat die huis van pyn, ja, elke huis soos wat ons hier sit, het sy smart, elke hart, en elke kruis, elke huis sy kruis. Die huis van pyn, baie kamers. Miskien is dit juis ten diepste waarom ons net soos daardie eerste toehoorders van Petrus se preek sê, wat moet ons nou doen? Vanoggend spoorloos, vanaand besig om spoor te sny, en ironies genoeg, in die aand, in die nag, as dit donker is. Nou, ek het 'n eersteling saamgebring. Vanoggend na hom verwys, en daar is hy op skerm. Die Engels, Cape Robin Chat. Die Afrikaans, 'n gewone Jan Frederik. En as jy fyn kyk in jou tuin of by die werksplek hier in die Goudveld, gaan jy die pragtige voeltjie raak sien. As julle my kans gee, gaan ek selfs vir julle kyk of ek kan julle laat hoor hoe hy klink. Want dan kan jy hom dalk môreoggend hoor. Kom ons kyk of dit werk. Skemertyd, vroegoggend, in die struike, die wipstertjie dophou, wat in 'n boog vlieg en die dag aankondig. Vertel dat die nuwe môre lank voor die son net so voor 7 as ek het reg is, ook hier by julle soos in Bloemfontein, die horison breek. Al hier net na 5, 5:30, is hulle een van die eerste roepers wat sê dat die donkerte besig is om te wyk, om te gaan. Eersteling. Dis waarvan Romeine vertel die Gees is 'n eerstelinggawe. As jy die Bybel goed ken, sy het my sê, Jan Albert, in 1 Korintiërs 15 sê Paulus dit van Jesus, dat hy die eerste gawe is. En as 'n mens nou Paulus se teologie verstaan, in hoe hy vir die gemeente probeer verduidelik, dan is dit heeltemal reg so. Jesus kom en gee die eerste koringaar van God se oes. En sê, God se oes staan gereed op die land, hier's al die erfdelers. En dan, net soos in die Joodse gebruik, as die oes ingesamel is, op pad na die eindtyd, ons praat daarvan as die eskatologie, die Gees wat sê, die oes is hier ingesamel. God is besig om na sy dag te beweeg. Donker, Sondag aand, besig om spoor te sny in jou lewe, en dan nog aan die sug, want jy's reg, die lewe is hard. Elkeen van ons sal op haar of sy manier vertel dat die lewe harder is as klip. En elkeen van julle sal kan vertel van die donkertes in jou lewe. Dalk selfs van die donkertes wat hierdie week op jou wag. Sug dan 'n tweede keer. Deur die Gees as eerstelinggawe, en met oorgawe. In 2 Korintiërs 4 skryf Paulus so mooi, en Paulus is lief vir die teenstellings tussen lig en donkerte, tussen swak en sterk, tussen arm en ryk.
tussen laag en hoog. Want hy sê, dis juis daar waar die deur op 'n skanier swaai, dat daar nuwe betekenis te vind is. Luister bietjie wat skryf hy, en alles word ons verdruk. Maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die skanier in die 4 teenstellings is die woordjie maar. As julle in die Nuwe Testament die woordjie maar raak lees, in die Afrikaanse teks, man, dis soos om die spoor van 'n leeu te sien. Dis om te weet, net hiervoor is daar 'n groot ontdekking om te maak, want dan kom daar 'n alternatief. Dan kom daar 'n nuwe verhaal. Het julle gehoor? Ons is radeloos, sê Paulus. Ons is oor raad verleë. Daar is sekere goed waaroor julle my sal vra wat ek sal sê, ek weet nie. Hoekom is my kind dood? Hoekom is ek geskei? Hoekom het ek my werk verloor? Waar sien ek die Here? Maar ons is nooit radeloos nie. Daar's 'n kwaliteitsverskil om te sê ek is oor raad verleë, ek weet nie, teenoor my bodem wat nooit uitval nie. Ek is nooit radeloos nie. Oor raad verleë, maar nooit radeloos nie. Waarom? Eers 'n kort advertensiebreek. Ek het 'n Banksy saamgebring en ons skryf daarom so bietjie nader aan ons tyd. Hierdie kom uit 13 Oktober 2020. Nottingham, Engeland. Banksy, geheimsinnig wat hy is, werk in die nag. 14 Oktober sien die inwoners van Nottingham, hier is iets niets. Sien julle wat gebeur het? Daar staan 'n regte fiets. Hy lyk maar vir my stikkend, gaar gery, vasgeketting teen 'n lamppaal. Julle sien die graffiti, die lamppaal het ook al beter tye geken. En Banksy besluit, dis die perfekte agtergrond, donkerte, waarteen ek 'n meisie gaan teken, skilder, verf, hula hoop met die agterste wiel wat weg is. Daar is 'n verhaal hier agter. Wie van julle, ek onthou my eerste fiets was 'n Peugeot. Wie van julle onthou die tyd van die rallies? Baie van julle sal 'n rally onthou. Nou, Nottingham word geassosieer met rally fietsse, wat nou nie meer so groot is nie. Nou se deesdae Specialized en Trek en Scott. Rally is nie meer so groot nie. Rally lyk amper soos die fiets nou daar teen die lamppaal. En teenoor dit sê Banksy in die jaar 2020, onthou julle daardie tyd, hoe moeilik dit gegaan het? In daardie tyd, dis 'n tyd vir maar. Oor raad verleë, maar nie radeloos nie. En waarom? Vers 10 en 11 van 2 Korintiërs 4 sê hoekom jy moet sug. Dit word die inhoud van die woordjie maar. Paulus skryf baie mooi, ons almal. Gaan kyk na jouself in die spieël vanaand of môreoggend. En dan sien jy die krygswonde van die lewe aan jou gesig. By elkeen van ons. Van die grondpad wat jy al moes loop. Paulus sê, as jy regtig fyn kyk,
die bloukringe, die plooie, die mondhoeke wat val. As jy regtig fyn kyk, gaan jy die een aan die kruis se wonde sien. As jy nog dieper kyk, gaan jy sien dat hy opgestaan het. Maar die wonde aan die kruis, sodat jy in verwondering die leë graf kan sien. En dit sê Paulus ook in Romeine 8, is die groot maar van die lewe, al is dit hoe donker op 'n Sondag aand. Dit word die eintlike rede waarom almal van ons, as ons spoor sny, nagvisie kan hê. Waarom jy soos 'n spesiale magsoldaat night goggles kan opsit en in die donkerte kan kyk, deur die donkerte kan kyk. Raad verleë, maar nooit radeloos nie. Romeine 8 vers 31 tot 39, julle kan dit gerus gaan lees as julle by die huis is, vertel baie mooi presies daarvan, hoe ons ten spyte van dit wat ons ervaar in lewe, ongeag, kan weet, die woordjie in vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. In al hierdie dinge stapel Paulus eers in vers 32 7 sake op, in vers 35 sommer 10, om te sê, sy asem raak amper op. Jy kan byvoeg uit jou eie lewe, jou lysie opstapel. Daar bly 'n maar. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Ek het nie vergeet nie, ek het dit ook saamgebring, ons skildery van George Frederick Watts. Wat sou 'n maar vir jou in die skildery wees, in jou lewe? Toe ek daaroor dink in my eie voorbereiding, het ek gewonder in watter mate die harp, wat al die snare verloor het, behalwe een, dalk nie so 'n maar verteenwoordig nie. Ongeag in ons lewens, al het jy al die snare verloor, oënskynlik al die snare verloor. Nee, daar sal altyd vir die gelowige 'n snaar oorbly. 'n maarsnaar. En met nagvisie, as jy deur die donkerte kyk, dan sien jy die môrester. Kan daar agter by Dewald en Emiel gaan loer. Net daar. 2 Petrus 1 vers 17. Sekerlik een van die mooiste verse in die Bybel. Julle sal goed doen om in die boodskap van die woord te bly in die donker tyd. Die lamp van die woord, totdat, en dan die woorde, die môrester opkom in julle harte. Totdat die môrester opkom in julle harte. Dood, lewe, verganklikheid, 'n donker Sondag aand, en dalk nog 'n donkerder Maandagoggend as jy moet opstaan. Maar, het julle gewonder hoekom die gewone Jan Frederik een van die eerste voëls is wat in die oggend sing? Kom ek vra dit anders. Het jy al ooit daaroor gedink, hoekom al die voëls nie gelyktydig in die oggend begin sing nie? Die rooiborsduifies, die olyfluisters, die gewone Jan Frederiks, die mossies, die kraansduwe. Hoekom begin hulle nie almal gelyktydig sing nie?
Wat sou die voetspoor in die natuur wees, dat voëls op verskillende tye begin sing? Na alle waarskynlikheid, sê die wetenskap, die antwoord lê in voëls se oë. Want in die natuur werk dit so, as jy daar op jou tak sit, en jy maak jou bek oop, moet jy weet dat jy die laaste uil van die nag en die eerste muishond van die oggend kan raak sien. Want as jy jou bek oop maak, verklap jy jou posisie. So die voëls met die beste oë, en in die geval beste oë, wat die beste lig en donkerte se kontras van mekaar onderskei, begin eers te sing. Tipies 'n olyfluister en 'n gewone Jan Frederik. Tipies 'n erfdeler, 'n gelowige, wat 'n maar in sy of haar lewe ontdek het. Wat ontdek het, dat dit eintlik die rede is hoekom ek môreoggend opstaan. Letterlik. Dink môreoggend daaraan as jy jou voete uit die bed uit swaai, soos wat hy opgestaan het. Soos wat hy opgestaan het, daarom staan ek ook nou op. En dit word die rede, hoekom ek my bed opmaak. Hoekom ek op 'n sekere manier bestuur in die verkeer. Hoekom ek skool toe gaan. Hoekom ek op 'n sekere manier met ander mense praat. Hoekom, jy's reg, hoekom ek bly sug. En dit doen met oorgawe. Wagtend op die môrester, die eerste gawe. Wagtend op 'n nuwe hemel en aarde. En dit, geliefdes, raak op die ou einde die dryf, die rede vir my spoorsny in die lewe. Ek wil jou uitdaag. Wat sal 'n spoorsny kursus nou wees sonder praktiese ervaring? Gaan kyk maar op YouTube of op Facebook of op Instagram wat trekking is, wat spoorsny is. 'n Mens moet in die veld wees. Daar soek jy die diere se spore. En luister jy na die geluide. Wil jy nie gaan fyn kyk en luister? Of jy 'n gewone Jan Frederik in jou tuin, by die woonstel, in die huis, by die werk raak sien nie. En dan, as jy hom of haar raak hoor, die spoor te vat. Sy spoor. En te sug nie. Ek gaan vir jou geleentheid gee om jou lewe te pas op dit wat jy nou gehoor het. Amper soos jou hand in 'n leeu se spoor te sit. En te vra dat die Gees wat in jou is, sal help om die relief en kontoure van jou landskap in sy storie te pas. Ek hoor net verlede week so mooi, ons sê dikwels, my storie het in God se storie gepas. Eintlik behoort ons te sê, as ons sug in Pinkstertyd, as ons in sy spore volg, sy storie het plek vir my storie, om hom te volg. Om daarin te ontdek hoe my voorgaan. Ek gaan geleentheid gee vir 'n paar oomblikke van stil gebed, en dan doen ek vir ons 'n gebed.
Here Jesus, in U spoor alleen, daarvoor sug ons deur U Gees. En in my eie lewensstorie, wees U asseblief die maar. En vir alles waaroor en waarvoor ek in die week oor raad verleë is. Dankie vir U en U maar. En dankie dat ek nooit radeloos hoef te wees nie. En al is dit donker buite, help ons om deur die donkerte te sien en te ontdek dat die kleur van donker eintlik lig is. Maak ons spoorsnyers van U in die wete dat U reeds by ons is. Ons bid om U vrede, om U krag en U seën. In Jesus se naam, deur die werking van die Gees. Amen. Ek aanvaar julle het gehoor in my gebed, in die slotgebed, dat ek saam met julle bely het dat die kleur van donker lig is. Nie lig om op te tel nie, maar deurskynend. Dat ek deur donker kyk. Onthou op 'n Sondag aand het Jesus vir sy disippels gesê, vrede vir julle. Vir die week se donkerte en die ligtheid daarvan, deur sy Gees, vrede vir julle. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die werking en die ligtheid van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Amen.